Wat is die afgesonderde gees? Deel 2. Het jy opgelet dat Yeshua die Messias nie alleenlik nooit tot die afgesonderde gees gebid het nie, maar alleenlik Vader Yahweh erken in gebed, maar ook wanneer hy gespreek het daarvan dat hy homself openbaar, verklaar hy dat niemand die Vader ken nie, behalwe die Seun, en aan wie die Seun mag begeer om die Vader te openbaar? Daar is weer eens geen melding van die afgesonderde gees wat 'n persoon is nie, maar dit is altyd in die konteks daarvan dat dit die wonderlike krag van Majesteit Yahweh is. Is daar ander verse in die skrif wat die ware eenheid van Yahweh Elohim openbaar? Kom ons kyk, Johannes 17 vers 1 tot 5. Dit het Yeshua gepraat en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verhoog u Seun, sodat u Seun ook u kan verhoog, soos u hom mag oor alles gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die een waaragtige Elohim, en Yeshua die Messias wat u gestuur het. Ek het u groot gemaak op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek vervul. En nou, Vader, verhoog my by u self met die grootheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Johannes 17 vers 10 tot 11. En alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne. En ek is in hulle verhoog. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe. Afgesonderde Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een echad kan wees, net soos ons. Johannes 17 vers 21 tot 26. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die grootheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my grootheid kan aanskou, wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Einde van quoterings. Wanneer jy kyk na Johannes hoofstuk 17, wat ook die eenheidshoofstuk genoem word, is dit ondenkbaar dat, indien die afgesonderde gees 'n lid was van 'n drie-eenheid, dit nooit selfs eenmaal genoem word nie. Yeshua verklaar duidelik dat hy en sy Vader verenig of echad is. Yeshua is in die Vader en die Vader is in Yeshua. Nogtans is daar geen melding van die afgesonderde gees nie, omdat die manier waarin hulle in mekaar is, geskied deur die krag en gedagtegang van Yahweh, wat sy gees is. Maar dit is nie 'n aparte wese met 'n sinne en 'n wil nie. Dit is nie 'n derde persoon in 'n drie-eenheid nie. Kyk gerus na die volgende skrifgedeelte om dit duideliker te sien. Johannes 10 vers 29 tot 30.
My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een, of Echad. Baie maal in die skrif het Yeshua gespreek met en van sy hemelse Vader. Hy het duidelik verklaar dat Vader groter is as hy, en dat hy niks kon doen sonder die Vader nie. Maar weer eens is daar geen melding van enige iets van 'n derde wese wat die afgesonderde Gees genoem word nie. Kom ons kyk na die volgende skrifgedeelte in Psalm 110 vers 1, om hierdie waarheid duideliker te sien. Psalm 110 vers 1 en dan vers 4 tot 5. Van Dawid, 'n psalm. Jahwe het tot my meester gepraat, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Jahwe het gesweer, en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melkizedek. Jahwe aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Wie is die een wat heiliglik sit aan die regterhand van Majesteit Jahwe die Vader in die hemel? Hebreërs 10 vers 12 tot 15 verklaar, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van Elohim, en wag nou verder, totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak, die wat afgesonder word. En ook die afgesonderde Gees gee aan ons getuienis. Daar is ongeveer 12 Nuwe Testamentiese verwysings wat aandui dat Yeshua, wat ook die titel van Melchisedek of koning van geregtigheid besit, heiliglik in die hemel sit aan die regterhand van Majesteit Jahwe. Daar is geen teksgedeelte in die ganse skrif wat ooit verklaar dat die afgesonderde Gees in die hemel sit op 'n troon langs Vader Jahwe en Yeshua nie. Dit is omdat die afgesonderde Gees nie 'n wese is wat op 'n troon sit nie, maar dit is die wonderlike krag van Majesteit Jahwe, as ook sy einste sinne en gedagte proses. Wanneer jy Openbaring hoofstuk 4 en hoofstuk 5 lees, waar Jahwe se troon in die hemel is en die hemelse skare insluitende die gerubs, die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens rondom die troon, vind jy nogtans dat daar geen woord gemeld word van die afgesonderde Gees, wat 'n aparte wese is, daar saam met Elohim in die hemel nie. Een van die redes waarom mense die skrif grootliks misverstaan, waar dit sogenaamd verklaar dat Elohim 'n drie-eenheid is, en dat die afgesonderde Gees 'n aparte entiteit is met 'n sinne en vrye wil, is omdat hierdie valse lering duisende jare terug dateer en valslik geglo was deur vertalers van die skrif. Die vertalers het baie dele van die skrif valslik vertaal met 'n onakkurate vooroordeel tot hierdie valse doktrine. Wanneer jy ook gaan kyk na die betekenis van ruach, is dit eintlik wind of gees. Dit is 'n krag net soos wind wanneer dit deur 'n vertrek waai met vors. Majesteit Jahwe se Gees is sy ontsaglike krag wat hy besit, wat hy ook 'n deel daarvan in elke ware verbondsgelowige deponeer. Kyk na die volgende skrifgedeelte, Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die afgesonderde Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Dit is waar. Sommige vertalings heet hierdie vers verklarend van doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die afgesonderde Gees,
asof dit impliseer dat 'n persoon gedoop word in 3 name. Die teendeel is dat hierdie woord vir naam in hierdie skrifgedeelte grammaties in die Aramees in die enkelvoudsvorm voorkom. Dus dui hierdie verse duidelik aan dat die doop in waarheid egter in een familienaam geskied, naamlik Alef Tav Yahweh, wat die familienaam is van beide Yahweh die Vader en Yeshua die Seun. Interessant genoeg, die term Ruach HaKodesh in die Hebreëus, oftewel afgesonderde gees, is inderwaarheid nie eens 'n persoonlike naam nie, maar dit is 'n beskrywende titel vir die krag en sinne van Majesteit Yahweh, wat gemanifesteer word as sy afgesonderde, apartgestelde gees. Dus, onder geen omstandighede kan hierdie verse geïnterpreteer word om te beteken dat 'n persoon in die naam van die afgesonderde gees ingedoop word nie. Sommiges stel 1 Johannes 5 vers 7 tot 8 voor as bewys van die idee van 'n drie-eenheid. Kom ons beproef dit. Ek quoteer uit die Afrikaans 1953 vertaling as volg. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is eensstemmig. Vertalers het in hierdie geval Majesteit Yahweh se duidelike instruksie oortree om nie by sy woord te voeg nie, sien Deuteronomium 4 vers 2. Hulle het so gedoen om die drie-eenheidslering te ondersteun. Inteendeel, hierdie gedeelte wat met die vergrote letters aangedui word, is nie in enige van die vroeëre manuskripte nie, het sy dit Aramees, Grieks of selfs die vroegste Latyns was. Dit was duidelik 'n vervalsing wat later bygevoeg was. Die oorspronklike vers moet eintlik as volg lees, en ek quoteer weer uit 1 Johannes 5 vers 6 tot 8, en ek gebruik die Woord en Getuienis Bybel. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Yeshua die Messias, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed, en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is eensstemmig. Hierdie vers het eintlik niks te doen met 'n drie-eenheid nie, aangesien hierdie valse konsep nêrens te vind is in die skrif nie. Die inhoud handel inderwaarheid oor die feit dat Johannes te doen gekry het met gnostiese ketterye, dat Yeshua nie werklik in die vlees gekom het as 'n Adamiet of mens nie. En om te bewys dat Yeshua inderdaad uit 'n maagd gebore was en in die vlees gekom het, verklaar hy, toe Yeshua gebore was, het hy voortgekom deur water en deur bloed. 'n Bewys dat Miriam nooit enige geslagsgemeenskap met 'n man gehad het voor sy geboorte nie. En aangesien dit die afgesonderde gees was, wat Miriam laat swanger word het en nie 'n man nie, verklaar Johannes dat hierdie 3 getuies, naamlik die Gees, die water en die bloed, bewys Yeshua wonderbaarlik verwek en gebore was deur 'n aardse moeder deur die normale geboortekanaal, maar geen verwekking deur 'n aardse vader nie, omdat Majesteit Yahweh sy vader is en vir Yeshua gegenereer het deur die wonderwerkende krag van sy afgesonderde gees. Weereens word die konsep van 'n drie-eenheid nêrens in hierdie skrifgedeeltes genoem nie. Die drie-eenheidsleer is 'n valse doktrine, wat heeltemal die pragtige plan van die familie van Yahweh negeer.
die plan waarin Jahwe die Vader letterlik 'n deel van homself neem en geesgebore kinders in sy familie en komende koninkryk in voortbring. Wanneer jy kyk na die belangrikheid van die afgesonderde Gees in die skrif, is dit waarlik wonderlik. Soos Yeshua gebore was deur die afgesonderde Gees, was hy verenig met Jahwe Vader deur dieselfde Gees en elke wonderwerk wat hy gedoen het, was deur die afgesonderde Gees, wat die voortspruitende, beslissende krag van Elohim is. In die boek van Johannes hoofstukke 13 tot 17, kort voordat hy weggeneem was om gegeesel en gefolter te word, het Yeshua tot die Vader gebid om die afgesonderde Gees te gee aan alle ware gelowiges wat in hom sou glo na sy opstanding uit die dood. Johannes 14 vers 15 tot 17 en dan vers 20 en vers 26 lees as volg. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander een gee wat die vloek sal beëindig, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat dit by julle bly en in julle sal wees. In daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle, maar die Trooster, die afgesonderde Gees wat die Vader in my naam sal stuur, dit sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ons kan sien vanuit hierdie skrifgedeeltes dat Yeshua beloof het, na sy dood en opstanding, dat hy die afgesonderde Gees sal stuur om in sy ware gelowiges te kom inwoon. En die Gees van Jahwe in die ware gelowiges sal die vloek van Adam vanaf die tuin van Eden beëindig, waarin die Gees van Elohim verwerp was vir vrye keuse om sy eie reëls te maak volgens wat goed en kwaad was. Ek sê dit weer, die afgesonderde Gees sal gestuur word om in ware gelowiges te kom inwoon. En die Gees van Majesteit Jahwe in die ware gelowige sal die vloek van Adam vanaf die tuin van Eden beëindig, waarin die Gees van Elohim destyds verwerp was vir vrye keuse om die mens sy eie reëls te maak volgens wat goed en kwaad was, soos wat baie mense nog steeds vandag doen. Majesteit Jahwe se Gees, wat sy sinne en gedagtepatroon is, sou die hart en sinne van die nuwe gelowige verander, indien die nuwe gelowige sy of haar bose vleesnatuur oorgee aan die afgesonderde, onderdanige natuur van die Gees van Almagtige Jahwe deur middel van ware opregte bekering. Kyk gerus na die volgende skrifgedeelte om sekere van die karaktereienskappe van Jahwe se Gees te sien. Jesaja 11 vers 2 tot 3. En op hom sal die Gees van Jahwe rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van Jahwe. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van Jahwe, en hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie. Die afgesonderde Gees sal die gelowige se lewe verander en hom of haar die sinne of verstand van die Messias gee. Is die afgesonderde Gees dieselfde as die Gees van Yeshua? Romeine 8 vers 9 tot 11. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van Elohim in julle woon. Maar as iemand die Gees van die Messias nie het nie, diegene behoort nie aan hom nie. Maar as die Messias in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Yeshua uit die dode opgewek het, in julle woon,
dan sal hy wat die Messias uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Duidelik kan ons sien vanuit die bogenoemde skrifgedeelte dat die afgesonderde Gees van Jahwe en die Gees van Yeshua een en dieselfde Gees is, omdat die afgesonderde Gees nie 'n persoon is nie, maar die einste lewende krag van Majesteit Jahwe. Jahwe die Vader en Yeshua die Seun is twee afsonderlike wesens, met Vader as opperste wese en Yeshua gestel aan sy regterhand, sien Psalm 110 vers 1. Maar die afgesonderde Gees is die Gees van apartheid of afgesonderdheid en lewe waaruit Alef Taf Jahwe Elohim bestaan. Vader Jahwe en Yeshua die Seun is een in gees en hulle is elk aparte wesens wat bestaan uit dieselfde een afgesonderde Gees, wat die einste geestelike krag en sinne of verstand van Elohim is. Omdat daar een Gees, verstand en krag van Vader Jahwe en Yeshua die Seun is, waaruit hulle bestaan, is dit die rede waarom hulle echad of verenig of een is, een in verstand, liefde en doel. Die Adamiet het 'n verskillende gees, dit is 'n gees van trots, rebellie, jaloesie en twis. Deur die bekering van ons sondes en die aanvaarding van die bloedoffer van Yeshua vir die vergifnis van ons sondes, en deur die doop en handoplegging deur 'n ware ouderling vir die oordrag van die afgesonderde Gees, is dit wat 'n persoon 'n kind van Elohim maak. Ons lees in Romeine 8 vers 14 tot 16, want almal wat deur die Gees van Jahwe gelei word, hulle is kinders van Jahwe, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van Jahwe is. Wat anders is dit, my liewe broers en susters en medevolksgenote, as 'n familie? Jahwe is die Vader, Yeshua is die Seun, en deur die Gees is hulle een, en ons kan nou deel word deur aanneming tot kinders, deur hier dieselfde Gees, die Gees van afgesonderdheid wat ons ontvang. Halleluja! Dit is pragtige goeie nuus van Yeshua, dat indien ons onsself verootmoedig voor Vader en ons bekeer van ons oortredinge van sy Torah of wet, kwalifiseer ons vir die gawe van die afgesonderde Gees, dieselfde Gees van Vader en Yeshua wat nou in ons kom woon en dit self in ons lewens manifesteer deur die vrug wat ons daardeur dra. Kolossense 1 vers 25 tot 27, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van Elohim wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van Elohim te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy afgesonderdes, aan wie Elohim wou bekend maak wat die rykdom van die grootheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is die Messias onder julle, die hoop van die voortreffelikheid. Hoe ontvang 'n persoon die afgesonderde Gees? Ons lees in Handelinge 2 vers 37 tot 39 as volg. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Keifa en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broers? En Keifa sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua die Messias tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die afgesonderde Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat Jahwe, onse Elohim, na hom sal roep. Handelinge 8 vers 14 tot 19. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van Elohim aangeneem het,
het hulle Kefa en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die afgesonderde gees mag ontvang, want dit het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die meester Yeshua. Hulle het hul toe die hande opgelê en hulle het die afgesonderde gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die afgesonderde gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die afgesonderde gees kan ontvang. So dit dui nie net enige iemand kan die hande oplê vir die gee van die afgesonderde gees van Vader Jahweh af nie. Handelinge 19 vers 1 tot 6. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Shaul die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die afgesonderde gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n afgesonderde gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord met die doop van Johannes. Daarop sê Shaul, Yahuchanan, Johannes het met die doop van die bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is in die Messias Yeshua. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die meester Yeshua. En Shaul, dit is Paulus, het hulle die hande opgelê en die afgesonderde gees het op hulle gekom en hulle het met tale gepraat en geprofeteer. Die skriftuurlike mandaat om die afgesonderde gees van Majesteit Jahweh te ontvang, is deur te bekeer, teshuva in die Hebreëus, van jou sondes of oortredings, en die bloedoffer van Yeshua vir daardie oortredings te aanvaar, en dan gedoop te word deur 'n ware ouderling van Majesteit Jahweh en die hande opgelê te word vir die oordrag van die afgesonderde gees. Daar is sekere Pinksterbewegings wat glo dat hulle die afgesonderde gees kan ontvang sonder hierdie bogenoemde en belangrike proses. Sien gerus die studie oor in tale van mense en engele. Bewys van die afgesonderde gees in 'n persoon se lewe is nie die spreek in 'n brabbeltaal nie, maar 'n veranderde lewe wat toegewyd is aan die gehoorsaamheid aan Majesteit Jahweh se ewige Torah of instruksies, die dra van vrugte wat by die bekering pas. Kyk gerus na die volgende skrifgedeeltes om te sien wat die krag van Elohim se gees van afsondering sal doen in 'n ware gelowige se lewe. Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek vermaan julle dan, broers, by die ontferminge van Elohim, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, afgesonderde en aan Elohim welgevallige offer. Dit is julle redelike geloofsbeoefening. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van Elohim is. Efesiërs 1 vers 17 tot 20, dat die Elohim van ons meester, Yeshua die Messias, die Vader van voortreffelikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die voortreffelikheid van sy erfdeel onder die afgesonderdes is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in die Messias, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 3 vers 16 tot 20, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy voortreffelikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat die Messias deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die afgesonderdes ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is,
en die liefde van die Messias te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van Elohim, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Efesiërs 4 vers 22 tot 32, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na Elohim geskape is in ware geregtigheid en afgesonderdheid. Daarom, lê die leuen af en praat die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit guns kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die afgesonderde gees van Jahwe nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos Elohim ook in die Messias julle vergewe het. Broers en susters, mede-volksgenote, dit is 'n absolute wonderwerk dat Majesteit Jahwe, wat alomteenwoordig en almagtig is, 'n deel kan neem van sy voortreffelike ewige gees van apartheid en dit kan deponeer in 'n sterflike Adamiet. En wanneer die persoon aan Elohim oorgee, kan dit sy of haar verstand en siel verander in 'n nuwe skepping. Dit is die wonderlike waarheid van die nuwe verbond. Nogtans, nadat die gees van Elohim ontvang was, beteken dit nie dat 'n persoon nou outomaties sal verander en herskep word nie. Die persoon moet eerstens waarlik bekeer van sy of haar sondes en in 'n gees van verootmoediging oorgee aan Elohim om sodoende te kry, dat sy voortreffelike gees in hom of haar kan werk. Soos verklaar is in die bogenoemde skrifgedeeltes wat ons vroeër gelees het, moet 'n persoon afsonder van die wêreld af rondom hom of haar en nie die gees belaster of onderdruk of selfs uitblus wat in hom of haar woon nie, maar hy of sy moet oorgee daaraan, soos Yeshua gedoen het toe hy as volg verklaar het in Matteus 26 vers 39. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Die ware gelowige moet daagliks groei in die afgesonderde gees en in die guns en kennis van die Meester Yeshua, en toelaat dat die vrug van die gees ontwikkel in hom of haar. Die volgende skrifgedeelte dui die vrug van die gees aan wat tevoorskyn sal kom wanneer 'n persoon gevul is met Elohim se voortreffelike gees van afsondering. Galasiërs 5 vers 22 tot 25. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die Torah nie, maar die wat aan die Messias behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede doodgemaak. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Elohim se gees is nie onvrugbaar nie, maar vrugbaar, en dit sal die bogenoemde vrug produseer indien dit daagliks aangewakker en hernie word, soos wat die gelowige oorgee daaraan en dit koester en groei in die guns en die kennis van die Meester Yeshua. Dan sal sy of haar lewe voortdurend verander en omskep word na die beeld
en gelykenis van Elohim toe. Ek eindig hierdie reeks met Sagaria 4 vers 6 wat verklaar. En toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van Jahwe aan Zerubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê Jahwe van die leerskare. Halleluja, sê dit in sy waarheid. Dankie vir die saamkyk. Al die video's van hierdie volksbediening is gratis aflaaibaar en mag met vrymoedigheid gerus gedeel word op alle vorme van sosiale media platforms daar buite. Geseënde dag vir elkeen. Selah.